Goed, nou is ons by die tweede som om te kyk of hy wel aan die vereistes van 'n natuurlike getal voldoen. Die sommetjie wat ons het is vierkantswortel minus 8 tot die mag 3. Met hierdie vierkantswortel is daar 3 voor. Dit beteken dat ons die getal wat binne is met homself 3 keer moet maal om hom uit die tronk uit te kry. Nou gebruik ons die leertjie metode met ons priemgetalle. Hier het ek dit vir julle aan die linkerkant gedoen. Ek het heel eers gesê minus 2 gaan in minus 8 in 4 keer, want 'n minus gedeel deur 'n minus gee vir my 'n positief. Dit is werk basies dieselfde as wat ek hier vir jou aan die regterkant gesit het by daai kolom wat ek vir jou gesê het 'n plus maal 'n plus. Nou wanneer as ons 'n deel daar binne in vervang, is dit presies dieselfde prinsip. Goed, so ons sien dat die getal 2 3 keer in minus 8 ingaan, so ons kan dit nou net in vervang binne in ons vierkantswortel. So dan vervang ons dit in, dan sit minus 2 tot die mag 3, vierkantswortel 3. Die 3 buite en die 3 wat binne staan kanselleer mekaar uit, en dan is dit die minus 2 wat binne is veilig en kan uit die tronk uitkom. Ek gaan dit net gou weer met julle net bespreek. Wanneer ons 'n negatiewe getal het binne in ons vierkantswortel en ons mag is nie 'n ewige getal nie. Hy is 'n onewige getal, soos my 1 en my 5 en my 7 en my 9 en my 11 en my 13, al my onewige getalle. Dan gaan my antwoord altyd op 'n minus uitkom. Hier in blou het ek dit vir julle geskryf, so minus 2 maal 'n positiewe 2 gee vir my 'n negatiewe 4, want 'n minus maal 'n plus is 'n minus. Dan weer minus 4 maal 'n positiewe 2 gee weer vir my 'n minus 8, want as jy op die tabelletjie kan sien, 'n minus maal 'n plus is 'n minus. Ons kan ook sê minus 2, want in die geval is dit minus 2 tot die mag 3. So dit is minus 2 maal minus 2 maal minus 2. Kyk hier by die blou het ek vir jou geskryf, of minus 2 maal minus 2 maal minus 2 gee vir my 'n negatiewe 8. Of ons kan net sê 'n minus maal 'n minus is 'n plus en 'n plus maal 'n minus is 'n minus. So in die geval is ons antwoord minus 2. Is die getal 'n natuurlike getal? Nee, hy is nie, want hy voldoen nie aan die vereistes nie, en die vereistes van 'n natuurlike getal is, dit moet 'n positiewe getal wees, die getal kan nie 'n 0 wees nie, die getal mag ook nie 'n desimaal wees nie, so enige positiewe getalle van 1 tot oneindig, geen desimale, en die 0 is uitgesluit.